Welkom by vandag se verkenningstog. Ons fokus vandag op die Ikuno-wijk in Osaka, Japan. Dis 'n plek met 'n ongelooflike, ryk tapestrie van stories. Absoluut. Jou bronne sluit amptelike stadsdata in, historiese rekords, Wikipedia-brokkies en ook 'n fascinerende artikel oor gemeenskapswerk daar. Ons doelwit om daai lae geskiedenis en die, minder bekende kante van die area vir jou oop te breek. Ja, nee. Ikuno is regtig besonders. Dis 'n plek waar jy hierdie oeroue legendes kry wat sommer langs moderne, diverse kulture bestaan saamvloei. Jy gaan sien hoe die spore van die verlede, veral die diep Koreaanse wortels, die wijk se karakter vandag nog definieer. Goed, kom ons spring weg. Die naam Ikuno self. Waar kom dit vandaan? Ek sien hier een teorie, dit verbind dit aan Ikaino. Ja, dis reg. Ikaino. En dit verwys glo na 'n varkboerdery. Varke? Ja, wat blykbaar deur die heel vroeë setelaars van Baekje, een van daai ou Koreaanse koninkryke gebring is. Interessant. En dan's daar ook 'n legende, iets van 'n Ikuno Choja. Jep, die ryk man van Ikuno en die bekende boeddhistiese prins Shotoku Taishi. Daai storie is ook deel van die mengsel. Sjoe. En daai legende is nie net 'n storie nie. Daar's 'n tasbare ding, die Shari Sonshoji tempel. Dit staan vandag nog daar. Regtig? Ja, dit was eens deel van 'n groter gebied, Kudarano, wat letterlik bakjeveld beteken. So dis 'n duidelike teken van daai vroeë Koreaanse teenwoordigheid, nê. Wow. As jy ooit daar kom, dis 'n plek wat, dit laat die eeue sommer lewe kry. Nou, hier's iets wat my nogal verras het uit die rekords. Japan se oudste brug, waarvan ons geskrewe rekords het, was hier, in Ikuno. Dis wat die bronne sê, ja. Die Ikainotsu-brug. Ikainotsu. Maar later het dit bekend geraak as Tsurunohashi, die kraanvoelbrug. Kraanvoelbrug, hoekom juist kraanvoels? Wel, die storie gaan dat hulle lief was om daar saam te drom. So, die naam het vasgesteek. Maar is dit nog daar? Kan jy dit sien? Ag nee, die oorspronklike brug is lankal weg. Die rivier wat dit oor is, die ou Hirano-rivier, is opgevul. Deel van stadsontwikkeling, jy weet. Oh, okay. Maar naby Mamudani-stasie kan jy 'n monument kry. Die Tsurunohashi Atto-monument. Atto beteken ruïnes of spore, né? Presies. En dit het selfs van die oorspronklike klippilare wat hulle kon red. Dis nogal aangrypend, om daai anker na die verlede te sien te midde van die moderne stad. Die naam leef daarom voort in 'n nuwe, moderne brug daar naby, die Ikainash-Shinbashi. Goed, van brug na iets heel anders, 'n openbare badhuis, 'n sento, Ja, wat as 'n nasionale kulturele bate geregistreer is, die Gengibashi Onsen. jep, Gengabashi. En die detail wat uitstaan. Vryheidsstandbeelde by die vensters? Ernstig. Dis hy, nog 'n versteekte juweel, né? Dis gebou in 1937 en het hierdie baie opvallende, amper westers geïnspireerde styl. Okay. Die naam, Gengabashi, kom van 'n brug daar naby. Legende sê 'n veerman, ene Gensan, het dit gebou uit berou oor iets wat hy gedoen het. En die vryheidsstandbeelde? Dis die vreemde deel. Dis nogal speels, né? Miskien, en dis net spekulasie, omdat New York, die Japanse woord vir bad, amper soos New York klink. Ag nee. Dit wys jou net hoe kultuur en 'n bietjie humor selfs in argitektuur kan insluip. 'n Storie agter elke hoek. Dan van bad na brille. Die Tajima-area was glo die middelpunt van Japanse brillensvervaardiging. Dis nou spesifiek. Ja, nogal, né? Dit was te danke aan ene Ishida Tajiro. Hy het die tegnieke in die 19de eeu daar gevestig. En dit het gegroei tot 'n regte floreerende tuisnywerigheid. Dit het die area regtig gekenmerk. So dis nie meer so groot nie. Nee, die bedryf het gekrimp, maar sy bydrae word steeds onthou. Elke jaar by die plaaslike Tajima heiligdom word hy vereer. Dis 'n goeie voorbeeld van hoe plekke ekonomies kan spesialiseer en hoe daai identiteit oor tyd verander, transformeer. Goed, kom ons kyk na meer onlangse tye. Koreatown. Vir baie besoekers is dit seker Ikuno, né? Amptelik die Miyuki-dori winkeldistrik. Presies.
Vir baie is dit sinoniem met Ikuno, maar die ontstaan daarvan, Ja. die wortels gaan diep, meer as 'n eeu terug. Jy kyk na groot Koreaanse migrasie na Japan se anneksasie van Korea in 1910. En dan weer later, mense wat gekom het vir werk in die nywerhede of met groot projekte soos die uitgrawing van die Hirano rivierkanaal. So dis nie net 'n moderne ding nie. Glad nie. Die huidige Koreatown het soort van organies ontwikkel. Eers was dit 'n mark naby die Miyukimori Tenjingu heiligdom. En toe, in die 80s en 90s, is dit meer doelbewus herleef met hierdie Koreatown konsep. Ah, Maar dis belangrik om te onthou, dis 'n lewende gemeenskap. Dis nie net 'n toeristeplek nie. Mense woon en werk daar, oor generasies heen. jou bronne noem ook donkerder tye. Die Tweede Wêreldoorlog het Osaka swaar getref. Ja, beslis. Veral die sogenaamde Momodani ligaanval. Dit was in Maart 1945. En dit was katastrofies vir Ikuno se digbevolkte areas, met al daai houtgeboude. Baie Koreaanse woonbuurte is ook verskriklik swaar getref. Tragies. Daar is vandag nog gedenktekens wat jou daaraan herinner. Maar dit getuig ook van die gemeenskap se veerkragtigheid. Jy weet, die heropbou daarna. En dit bring ons by vandag. Ikuno staan uit in Osaka. Hoogste persentasie buitelandse inwoners, né? Meer as 1 uit 5 mense. Dis korrek, meer as 20%. Dis die hoogste in Osaka stad. En organisasies soos Ikuno Double Communication speel 'n groot rol daar. Ja, hulle doen belangrike werk. Hulle het hierdie visie om Ikuno die nommer 1 globale dorp te maak. Wat beteken dit? Eintlik maar 'n plek waar mense uit diverse agtergronde maklik kan saamleef. Dit beteken hulle pak uitdagings aan soos wel taalondersteuning. Hulle beklemtoon byvoorbeeld die waarde van moedertaalonderrig, jy weet, gebaseer op idees soos die tweetaal interafhanklikheidshipotese. Wat sê dit? Basies, as jy 'n sterk fondament in jou eerste taal het, help dit jou om 'n tweede taal beter aan te leer. Dit maak sin, né? Ja, dit klink logies. En die bronne plaas hierdie werk ook binne die konteks van, wel, historiese diskriminasie. Hulle noem voorvalle soos die haatspraak by Tsuruhashi en die brandstigting in die Utoro-gebied as voorbeelde van die tipe uitdagings wat die gemeenskap steeds moet hanteer. So die verlede is nog baie teenwoordig. Presies. Dit wys hoe die geskiedenis die hede bly vorm, maar ook hoe daar aktief gewerk word aan versoening en naasbestaan. So, as ons alles saamvat, Ikuno is duidelik veel meer as net nog 'n woonbuurt. O ja, Dis 'n plek waar jy die laag van geskiedenis kan sien, amper voel, van antieke setlaars en legendes, deur industriële groei, die letsels van oorlog. tot by vandag se lewendige multikulturele gemeenskap. Dis als daar. Presies. En miskien 'n laaste gedagte vir jou om saam te neem. Ja, Dis nou in jou agterkop. Hoe sou jy daardie komplekse geskiedenis ervaar? Dink aan die echos van Bakche by daai ou tempel. Die herinnering aan 'n verlore brug by die monument. Die reuke en klanke van Koreatown wat oor geslagte heen gevorm is. Watter subtiele spore van hierdie verhale sou jy kon optel? En hoe kleur dit jou ervaring van die wijk se unieke, dinamiese atmosfeer?